By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg gewaardeer. Goeiemôre julle, baie welkom. Dit is vir my lekker om julle te sien. En natuurlik maak die konteks dit soveel beter, die weer is so goed. En die musiek, altyd die musiek. Baie dankie Jannie en Letitia, ons neem julle nie van selfsprekend nie. Dit is werklik pragtig. Ons gaan verder luister en rustig raak.
Baie dankie julle. Op watter wyse die wêreld 'n illusie is en waarom dit saak maak of dalk nie. Nou as 'n inleiding net dit, iets oor ons hier by Renaissance. Ons gemeenskap is soos 'n lang tafel van gaste wat uit verskillende denkraamwerke en beleweniswyses. En dis nie net hoe ons dink nie, dit is hoe ons skakel met die lewe. Hoe ons ons koppeling vind met die vreugdes van die lewe en ook die pyn en die essensie van die lewe. Dit verskil by ons. Aan die een kant, en dit gaan nou baie ekstreem wees, en daar's nie baie mense in ons geleedere wat in die ekstreme so is nie. Maar aan die een kant het ons die sekulêre wetenskaplikes wat 'n mens onwillekeurig laat voel, jy moet altyd eers jou feite nagaan en jou daarvan vergewis voordat jy praat. En dis tong in die kies gesê. Ek moet sê, ek persoonlik voel nou nie gespanne as ek met enige iemand hier rond praat nie, maar kom ons sê dit as 'n een uiterste in terme van feite mense. En dan, want hulle kyk na die wêreld en dan sê hulle, wat jy ervaar is maar net neurone wat vuur maak in jou kop. Jou brein skep die illusie van 'n ek, van kleure, van 'n wêreld buite jou. Dis alles net elektrochemiese prosesse. Aan die ander kant, weer eens baie uiters gestel, kry ons metafisici wat sê, ag jy en jou brein. Ons bestaan nie regtig nie. Hierdie lewe is maar net 'n droom. Ek praat met my geestelike gids Michael en hy het my lankal vertel dat selfs jou skeptisisme 'n illusie is. En dan is daar die meerderheid. En ek dink in 'n sekere sin almal van ons wat so bietjie sagter met hierdie goed omgaan. En hierdie meerderheid is die mense tussenin wat sê, ons hou van wetenskap, maar ons voel ook, daar is meer omtrent die lewe, iets wat nie in formules vasgevang kan word nie. Ons voel 'n misterie, maar ons wil dit nie reduseer deur dit te probeer definieer nie. En eweneens wil ons dit ook nie opblaas tot die alleroorheersende tema in ons omgang met die lewe nie. Met ander woorde in plat taal gesê, die meeste van ons sê, ja, die lewe kan verstaan word wetenskaplik, die lewe kan miskien vir ander mense vreeslik beeldend wees, of 'n misterie wees, of selfs as 'n droom beskou word, maar ons voel die wetenskap is uiters belangrik, ons steur ons gewis aan feite, maar daar's in ons gevoelswêreld en in ons omgang met die lewe is daar 'n misterie, 'n wonder. En ons gaan nie probeer om dit te probeer omskryf, teken, prentjies daarvan te maak of formules daaraan te heg nie. En in daai mengsel van stemme ontstaan die spanning. Wanneer mense praat. Nou ek het 'n klomp weke gelede het ek hierdie een groep geskep op WhatsApp en gesê dat ons vanuit ons denkerigting saam moet praat. En jy het duidelik daar gesien hoe die verskille manifesteer en hoe daar 'n spanning wek. Want dit maak nie saak wie jy is of hoe oud jy is, die oomblik as jy gekonfronteer word met goed wat jy nie glo nie, dan bring dit so 'n draai op die maag en so vir 'n oomblik word alles in jou net styf, want wat het ons nou hier? Dis nou nie meer so gemaklik soos toe iemand wat net soos ek gedink het, praat nie. In hierdie gesprek is dit so dat die een se sekerheid is vir die ander een dalk 'n naïwiteit. En die ander een se sekerheid is vir die meer mistiese een dalk rigiditeit en ongeestelikheid.
En in hierdie gesprek voel dit naderhand soos 'n koor, en dit kan so wees, waarin die sopraan en die bas die hele tyd beklei oor watter noot nou eintlik gesing behoort te word. Nou mens kry twee tipes illusie, as dit kom by die wêreld wat dan nou 'n illusie is. Want die kern van die spanning, het ek ook al gesien in hierdie gesprek, het gehang rondom die woord illusie in hierdie term. Maar daar's verskillende betekenisse wat aan hierdie woord geheg word deur verskillende groepe. Eerstens kry jy die neurowetenskaplike illusie. Hulle sê, die neurowetenskaplike sê vir jou, jou brein verbeeld nie die wêreld soos wat dit werklik is nie, maar soos wat dit vir jou nuttig is om die wêreld te sien. Kleure bestaan nie in die natuur nie, dis slegs liggolwe. Jou bewussyn roep kleure op soos 'n skerm. Jy hoor 'n voël sing, maar eintlik is dit net ligdrukgolwe wat jou trommelvlies laat vibreer. Jou persepsie is dus 'n praktiese hallusinasie. Dis handig, maar dis nie die werklike akkurate prentjie van die werklikheid nie. Dit is egter hoe jy aan mekaar gesit is. Dit is hoe ons gebou is om met die werklikheid om te gaan vanuit 'n liggaam op moeder aarde. Net so min as wat ek nodig het om myself daaraan te herinner dat my oog onderste bo sien, het ek nodig om myself daaraan te herinner dat die mooi rooi granaat nie doodgewoon rooi geverf is deur moeder natuur nie. Dan kry jy die mystieke of die mystici se illusie. Vir die mystikus is die hele wêreld self net 'n droom. Jy is nie 'n liggaam in 'n kosmos nie. Jy is die kosmos wat homself opdroom. Materie is 'n skaduwee van 'n hoër bewussyn en jou identiteit is 'n masker. Wanneer hulle sê dat alles 'n illusie is, bedoel hulle nie dat jy kleure verkeerd sien nie. Hulle bedoel dat jy verkeerdelik dink dat daar enigsins 'n wêreld is. Let wel, die wetenskaplike en die mystikus gebruik dieselfde woord, illusie, maar hulle praat nie van dieselfde ding nie. Nou kom ons praat oor die wetenskaplike se hallusinasie. Hier kan ons 'n bietjie speels raak. Stel jou voor, jy loop in die veld en jy sien 'n slang. Jou brein is nie in die eerste plek besorg oor waarheid nie. Hy wil jou laat oorleef. So jy sien 'n slang, jy hardloop weg en eers later besef jy, my jene, dit was net 'n tak. Jou brein het die beeld verdraai omdat dit beter is om onnodig te vlug as om regtig deur 'n slang gepik te word. 'n Neurowetenskaplike, soos Donald Hoffman sê, hy stel dit sterk. Hy sê evolusie het ons nie toegerus om die waarheid te sien nie, maar om ons oorlewing te verseker. Hy wil ons oorlewing, jou brein wil jou oorlewing, en as ek nou 'n anglisisme kan gebruik, maksimeer. Hy wil dit tot die uiterste toe voer. Jou brein verskaf dus aan jou 'n gebruikerskoppelvlak. Soos die ikone op jou rekenaar. As ons nou dink, as jy jou rekenaar oopmaak, dan staan al hierdie ikone wat jou lei na plekke toe. Nou net so min as wat ek en jy dink dat daai klein blou ikoon die leer self is. Dis net 'n simbool. Net so sê hy is die wêreld wat jy sien. Dis net 'n simboliese koppelvlak vir jou, nuttig en prakties, wat jou help om vinnig te oorleef en vinnig assosiasies te maak, sou dit nodig is. Want ons moet eers leef, eers oorleef, en dan kan ons dink. Nou ons weet, dit is baie keer juis hierdie impulsiwiteit en hierdie reflex reaksie wat vir ons in die moeilikheid bring, né? So hy werk na al twee kante toe. Maar om te oordink kan ons lewe kos.
Dit kan ook ons sintuiglike vreugde steel, indien ons hierdie aardse en liggaamlike ervaring te veel oordink en analiseer. Met ander woorde, ek en jy leef volgens die neurowetenskaplikes in 'n strategiese hallusinasie. Maar hierdie hallusinasie is nie sonder inhoud nie, want die inhoud is dit wat ons lewe noem elke dag. En die wonderlike ervaring van wat dit beteken om mens te wees, tussen my geboorte en my sterfkatel. Soos ek gesê het, ek hoef nie myself die hele dag te vertel dat my oog onderste bo kyk nie. Ek kan maar net kyk. Nou die mystikus se droom sê dit. Die mystikus sê daarenteen, jy vlug vir 'n slang, maar jy self is die dromer van hierdie hele toneel. Die slang en die tak, die veld en jou bene wat bewe, dit is alles 'n uitdrukking van 'n bewussyn. Dis alles 'n illusie. Dis 'n droom. Hulle bedoel dat materie self 'n illusie is. 'n Gordyn wat die eintlike eenheid versluier. Dink aan die Hindu metafoor van Maya, en dan iets meer bekend, nou die Hindu sê die wêreld is 'n skouspel, dis 'n drama, maar Plato is vir ons meer bekend, Plato se grot, hy sê ons kyk na skaduwees, en ons dink dit is die werklikheid. Nou hier is waar die spanning lê. Dis 'n breinbotsing wat hier gebeur tussen hierdie denkrigtings. Die wetenskaplike sê, jou wêreldbeeld is prakties en dis sintuiglik, maar dit verdoesel die harde fisiese werklikheid daarachter. Die mystikus sê, jou harde fisiese werklikheid is die illusie. Daarachter lê die eenheid van een kollektiewe bewussyn, die enigste eintlike werklikheid. En kan jy nou hoor hoe dat hierdie mense die lewe totaal verskillend sien. Vir die een groep is daar materie en vir die ander een bestaan materie nie, is die enigste werklikheid 'n bewussyn en is materie 'n droom van hierdie bewussyn. So jy kan ook dink, waar gradeer 'n mens dan nou die wêreld soos ons hom elke dag leef en die aarde waarop ons voete neersit. Nou dan sal, soos ek gesê het, al die mense tussenin wat na albei luister en dan dink en sê, ek wil nie my lewe as fiksie afmaak nie, maar ek wil ook nie my lewe leef asof ek niks meer is as 'n klomp chemiese resepte nie. Ek beleef wat ek beleef. En as ek glo dat daar meer is as wat my blik ontmoet, more than meets the eye, dan wil ek nie as bygelowig afgemaak word nie. Want aan die uiterste kant sê die materialistiese wetenskaplike, sê hy, daar's niks wat ons nie kan ken of meet of uiteindelik sal weet nie. Daar is niks meer as wat die oog ontmoet nie. En as jy so iets glo, of dit net ooplaat, dan is jy eintlik met jou een voet nog in die bygeloof van godsdiens, die godsdiens van ouds. En aan die ander kant sê die mystikus, sê vir jou, as jy enigstens inkoop in 'n fisiese werklikheid, dan koop jy in 'n leuen en hou jy jou besig met 'n skim. Jy moet besef dat al wat jy eintlik is bewussyn. Nou ek het so 'n humoristiese anekdotetjie uitgedink, dit het nie regtig gebeur nie, maar ek het hier geskryf terwille van die opstel. Ek het 'n vriend wat sê, as die neurowetenskaplikes reg is my huwelik slegs 'n neuronontploffing. As die mystisie reg is my vrou en ek bloot karakters in 'n droom. Ek weet nie wat erger is nie, dat ek dalk my lewe lank verkeerd sien, of dat ek dalk glad nie bestaan nie. En dan voeg sy vrou by, ek weet net, my rugpyn droom nie oor die lank staan voor die skottelgoed in die wasbak nie. Nou daar is 'n moontlikheid van 'n derde pad, as ons aan uiterstes dink. Wat staan ons te doen met
teenoorstaande uitgangspunte, en nou moet hy in ag neem dat ek met Renaissance eerstens praat, en dan later vandag sal ek na Facebook toe gaan, en Instagram, en waar ook al, maar die belangrikste gehoor vir my is Renaissance. Wat staan ons te doen met die teenoorstaande uitgangspunte wat leef binne in Renaissance? Eerstens, om onsself weer eens daaraan te herinner, dat Renaissance 'n gemeenskap is wat gekies het om nie uit een denkrigting te bestaan nie. Dit beteken dat as ek deel is van Renaissance dan, en ek herinner ons daaraan, dan het ons nie die verwagting dat my denkrigting die toon sal aangee nie. Ons besef ook dan dat Renaissance verskeidenheid vier en nie 'n denkrigting nie. Waarom het ons daai uitgangspunt? Want dit sal mos nou baie makliker wees om te sê, kom ons soek die mense uit wat eeners dink en dan maak ons groepies en ons stig af. Dit sal mos makliker wees. Maar waarom wil ons dit nie doen nie? Soos wat ek het verstaan en soos wat ek daarmee saam voel ook, is dat dit is omdat ons nie afgesluit wil raak van die kaleidoskoop van perspektiewe wat onder die mensdom bestaan nie. Ons wil nie in denksilo's wees nie, want die skade wat dit doen as jy met een teorie hardloop en nooit luister na iets anders nie, is dat jy naderhand al hoe meer verskraald sal dink. En indien daar goed uitgevind en ontdek sal word, buite die spektrum van jou denkrigting en denkskool, dan gaan jy dit nie weet nie, want jou ore was nie daar nie. Daar's niks wat so vervelig is en so verskralend is as om in een denkrigting vasgevang te word sonder om net ten minste nou en dan oor die rand van die silo te loer en te luister nie. Want elke denkrigting het sterkpunte en swakpunte. Ek weet nie of julle dit onthou nie, maar ek het iewers in verlede jare 'n praatjie gedoen oor die swak en sterkpunte van verskillende geestelike denkrigtings. En as julle nou lus het, kan julle weer daarna gaan kyk, maar daar's bepaalde swakpunte in elke uitgangspunt wat tans bekend is, geestelik of spiritueel. Daar's wonderlike sterkpunte in elkeen, maar daar's ook slagysters waarin jy regtig lelik vas kan val. So 'n mens moet verhoed dat jy in hierdie slagysters trap, dat jy in hierdie slaggate beland, deur te hoor hoe ander dink. En ek weet nie of ek nou verkeerd is nie, ek sê dit en hoe sê die Engelse, I stand to be corrected. Maar dit is vir my op die oomblik nie nodig dat 'n mens debat voer oor goed nie. Dis net nodig dat jy hoor, dat jy luister. En veral ons is al mooi oud en ons kan goed prosesseer en ons het geleer hoe om met data te werk. En as ek jou hoor en jy praat iets heeltemal anders as ek, moet ek weet dat ek gaan terwyl van my eie gevoel van veiligheid vanuit my ego gaan ek wil begin met jou stry, of ek gaan wil begin verdedig, of ek gaan wil begin gate toemaak in my eie redenasie. So my eerste storie is, soos wat die wetenskaplikes sê, neurowetenskaplikes sê, nie die waarheid nie. Dis my eie oorlewing. En is ook 'n emosionele oorlewing, want dit is 'n baie slegte plek emosioneel om te wees om te begin dink ek is dalk verkeerd. En die hele res van die wêreld sien iets wat ek nie sien nie. Dis nie 'n goeie plek vir die ego om te wees nie. Dit laat ons geweldig onveilig voel. En ek dink dit is nodig dat ons onveilig moet voel nie. Ek dink die feit dat ons dikwels so 'n vyand van ons ego is ook nie 'n goeie ding nie. Ons is op 'n sekere manier aan mekaar gesit, want jy het krag en sterkte en stamina en jy het geloof in jouself nodig om hierdie lewe die hoof te bied. Maar dit moet altyd uitgebalanseer word deur selfondersoek. Deur te kyk of ek nie dalk wel verkeerd is nie. Maar ek glo dat as ons net luister na mekaar in 'n renaissance konteks, jy moet net luister, is al, jy hoor net. Dan gaan dit die meubels in jou kop skuif indien dit nodig is dat dit moet skuif. Want as jy luister, bedoel ek met 'n oop gemoed luister. Met 'n behoefte om oortuig te word as dit moontlik is om my te oortuig. En dan sal daai skuwe kom. Dan is dit glad nie nodig om verkondigend te wees nie. Soos wat ons groot geword is, daar's aan ons verkondig. Jy moet dit so glo.
Dit is proselietmakery. Ons soek volgelinge. Ek wil hê jy moet presies soos ek dink. Ons maak klone van ons. En dan soos, dis nie nodig nie. Ons hoef nie daar te wees in Renaissance nie. Ons kan net met mekaar praat en met na mekaar luister en in daai openheid, as jy weer sien, dan skuif 'n stoel hier in jou brein en hy gaan staan op 'n ander plek. Hierdie gematigde pad sê dit. Ons mag dalk nooit regtig weet wat die aard van die werklikheid is nie. Maar ons weet dat die menslike lewe op grondvlak hier tussen al hierdie perspektiewe ontvou. Ons voel hom, ons ervaar hom, ons leef hom. Die neurowetenskap help ons inderdaad verstaan waarom ons so maklik mislei word, waarom ons herinneringe feilbaar is en waarom ons emosies ons lense kleur wanneer ons na gebeure kyk. En tereg herinner die mistici ons daaraan dat die wêreld nie ten volle beskryf kan word deur wetenskaplike formules nie. Wel nog nie vir waar ons vandag is nie. Die spanning tussen die twee is dus nie eintlik 'n probleem nie. En dit wat ek nou sê, glo ek met my hele wese. Dit behoort nie 'n probleem te wees nie, want waarvan is dit vir ons tekenend? Dit vertel vir ons iets van die mensdom. Dit vertel vir jou hoe verskillend mense se breine werk. En die feit dat dit so is, sê dit moet so wees, want dit vorm saam die geheel van Homo sapiens. Dis hoe dit moet wees. So dit bring eintlik 'n geskenk na die tafel toe, want dit herinner ons dat ons in verwondering kan leef, sonder om die misterie van die wonder van die lewe, van kleur, van klank, van emosies, van die gevoel wat my intuïsie het oor die sin van die lewe, wat dit ook al vir my sal wees. Dat dit verhinder dat ons aan die een kant die misterie gaan vereng tot blote chemie, en aan die ander kant tot blote magie. 2003 en 2004 het ek iridologie en so 'n ding wat hulle genoem het natuurlike geneeskunde studeer. Dit was onder Marius Herald. Hy het mos klas gegee. En ek het daai kursus voltooi en ek onthou toe ek klaar is, het ek as ek 'n mens sien, het ek bietjie gegril. Want ek is geleer om 'n brein te sien in jou darmkanaal en ek kon later nie na mense kyk sonder om hulle die skermpie af te haal en die binnegoed te sien. Toe besef ek, dit doen nie eintlik vir my goed om so na mense te kyk nie. Dit sit 'n lens op wat nou naderhand jou ou mooi gesiggie is nie eens meer belangrik nie, want ek dink aan die grys stof agter en hoe verskriklik groot is jou oë nou eintlik wat ek nou dink so mooi is. Ja nee, dit heng so groot goons en jy weet so. Hierdie is nie 'n lekker manier om na die mensdom te kyk nie. En ek dink dit is waar ons moet uitkom, dat ons maar net weer op 'n ervaringsvlak met die lewe ook kan omgaan. Tog is dit nie nodig dat almal van ons weet hoe wetenskaplik hoe werk die brein nie. Wie van ons gaan nou daar opereer en wie van ons het nou regtig nodig om mense op daai vlak elke dag leiding te gee? Dis vir die meeste van ons glad nie nodig nie. Ek kyk en ek sien rooi en is rooi. En ek hoef nie te bodder nie. En ek verskraal niks. Maar aan die ander kant bring dit vir my by daai plek waar ek ook besef dat ek moet dalk so 'n bietjie sagter werk met hierdie konsep dat hierdie goed illusies is, want die rugpyn is nogal seer vanoggend. So ons kom na 'n plek toe waar ons sê, wat van doodgewone, en dit sê ek nou vir julle as renaissansers, ek maak 'n voorstel vanoggend, wat daarvan vir die oorhoofse hoeveelheid van die tyd, is dit wat ons met die lewe doen. Ons sê net eenvoudig, wat van doodgewone diep sielsgenot, hartsvreugde, of soms pyn? Wat van simboliek sonder letterlikheid? Een manier om hierdie spanning te ontlont, is om simbole ernstig op te neem, want die mens, lyk my, baie mense se brein werk met simbole, dis prentjies. Maar dat jy dit nie noodwendig letterlik hoef op te neem nie. Ek het nie nodig, as ek 'n boek op die rak sien, soos wat Amorey Becker
geskryf het oor engele, dat ek nou moet as 'n wetenskaplike daar staan en sê, wat 'n bygelowige goed, en ek kan ons asseblief net hierdie mense almal doodskiet, dat die wêreld kan wetenskaplik en slim raak. Kom ons gaan sagter met die goed om te sê, die mensdom, baie van hulle se koppe werk in prentjies. Dit het van die antieke tye af so gewerk. Daar lê iets agter hierdie simbole, so ek gaan dit ernstig begin opneem. Maar 'n engel hoef nie vir almal 'n gevlekte wese te wees nie, wat op jou stoep kom kuier by jou nie. Dit kan vir jou net 'n simbool wees van leiding, van insig, of die stem van jou eie intuïsie. 'n Demoon hoef nie 'n horingkie te dra nie, dit kan die naam wees vir die donker mag van verslawing, of van selfhaat. So kan 'n mens misterie lewendig hou, sonder om jou kop te breek daaroor, of om te stry oor die werklikheid agter hierdie wonderlike kinderlike beelde. Dis tegelyk artistiek en beeldryk, kleurvol. En dit het baie dimensies en nuances wanneer mens in beelde dink. Mens kry mos mense wat sê, ek dink in prentjies. Nie almal het dit nodig nie, en dis waar. Ek het baie mense ontmoet, en ek skuur op hierdie stadium van my lewe, skuur ek skouers met talle mense, wat dit nie nodig het om in prentjies te dink nie, en laat hulle wees wie hulle is. Maar vir diegene vir wie dit tweede natuur is dit 'n heerlike ervaring. Maar insgelyks moet die artistieke mense en die mense met prentjiekoppe moet aanvaar dat daar mense is wat groot genot put uit formules en analitiese prosesse. Want die wêreld is net so dat sommige mense tel klippe en hulle analiseer en ondersoek die klippe se samestelling. Maar ander mense vat die klippe en bou kastele daarmee. En dis hoe 'n hele wêreld lyk. Nou my eie persoonlike verhaal lyk so. Toe ek ontnigter geraak het na jare van blindelingse geloof, het ek eers die agtergrond van die Bybelse geskrifte bestudeer en baie intensief bestudeer. Om te verstaan waar al hierdie bygelowige goed wat ek geglo het vandaan kom. En dit het my lank besig gehou en dit weet julle. Maar daarna toe beland ek in 'n niemandsland. Nou goed, ek glo nou nie meer die goed nie. Nou wat nou? Dan begin lees jy mos nou maar die wetenskap. En ek het ook die neurowetenskap gelees. Dit het tot so 2 jaar gelede gebeur. En by julle gevoel was, as ek hierdie boeke klaar gelees het, is, so okay, wat is ek nou? Ek is nou net chemie. Maar wat beteken dit vir my om dit te weet? En ek het onder die bome gesit, by die plaas, en eendag dit vir Johan gesê, maar hier is bye, hier is gras, is groen, is pragtig, ek beleef die ervaring, daar loop die skape, maar ek moet nou in wetenskaplike terme na myself kyk, dis net chemie. En ek het plotseling by die plek uitgekom waar ek vir myself gesê het, nee, ek gaan terugkom na my eie ervaring toe. Ek gaan myself begin vertrou. Want die gevoel wat ek begin gekry het is, toe ek 'n kind van die kerk was, as ek gesê, ek moet nie my eie idees vertrou nie, ek moet vir God se idees soek. En ek kry dit by die pastoor en by die profete en in die Bybel. En toe hoor ek nou, maar nee, ek moet nou vir die wetenskaplikes vra hoe werk die wêreld regtig. Ek moet weer eens nie myself vertrou nie. En dan moet ek al die formules ken en al die chemie en neuronaktiwiteit moet ek verstaan. En dit laat jy, toe maak dit weer die wêreld vir my so steriel en ek is nog steeds nêrens nie. En toe besluit ek gaan my eie direkte ervaring van die lewe gaan ek begin vertrou. En daaroor het ek verlede jaar rondom hierdie tyd 'n praatjie gelewer, toe ek begin het met die reeks oor 'n aardse spiritualiteit, en ek het gesê, kom ons koppel sintuiglik weer van niets af met die lewe. So toe het ek een aand, ek onthou baie goed in stilte in my studeerkamer op die bank gesit en ek het hierdie gevoel. Die gevoel wat ek het, die liefde wat ek het vir die lewe, vir mense, vir diere, vir kos, vir dekor en, is nie minder kosbaar, omdat dit nie op 'n spesifieke, akkurate manier beskryf kan word nie. Die ervaring is belangrik, die ervaring is eg, al sou die uiteindelike verklarings heeltemal anders lyk as die ervaring. So,
Toe praat ek met mystici. Ek het maar redelik onlangs, ek moet vir julle sê, ek dink dit is omtrent so 2 jaar gelede, wat ek regtig begin kuier het met mense wat misties dink. Vir my was hulle vreemd, ek het hulle nie geken nie. En dan het hulle vir my gesê, maar niks bestaan werklik nie. Jy is ook net 'n illusie. En toe het ek weer eens gevoel, ek gaan nou die Engelse woord gebruik, so what? Ek bedoel dit, so what? Of ek op 'n neurowetenskaplike manier uitgewys word dat ek bietjie van 'n illusie is, en of jy dit vir my op 'n mistiese vlak vanuit daai hoek sê, dat daar's net bewussyn en niks van wat ek hier beleef is. Ek wil sê, so what? Ek is dan nou hier. En moet ek nou elke dag opstaan of moet jy onthou net niks wat jy sien of beleef is waar nie, hoor? Of uit 'n wetenskaplike vlak, dit is nie soos dit lyk nie, hoor? Dit lyk anders. Ek het daar gesit en op baie banke vir myself sê, it's a waste of my time. Dis 'n mors van my tyd. Dis 'n mors van my tyd. So, vir my is die ding hier, die gevoel is, my pyn is eg, en my vreugde is eg. Vir my lê dit hier, en dis nou, ek praat nou vir Philip. Die waarheid lê nie vir my in die ontkenning, of die beskrywing, of die definieer van my ervaring nie, maar in die diep waardering en belewenis daarvan. Ek is mens. Ek voel dit aan my lyf, dit laat my hoendervleis kry, en soms laat dit my huil. Ek wil nie toelaat dat teoretisering my van my menslike ervaring beroof, of my voete van die aarde af oplig nie. Ek is nie nou in 'n laboratorium nie, en ek is ook nie in 'n 5de dimensie nie. Ek is hier. Ek leef op ons plaas, tussen beesmis en pragtige witgaanse se gekwaak. So ek sluit af. Miskien is die oplossing 'n ware uitnodiging vir oggend. Miskien is die oplossing nie om finaal te besluit wie is reg nie. Maar miskien is dit om saam te leef met die wete dat ons almal op een of ander manier in 'n illusie leef. Of dit nou die brein se filters is, en of dit nou 'n kosmiese droom is. Wat belangrik is dat ons die illusie nie misbruik nie. Dat ons nie mekaar se ervarings afmaak as waardeloos of verkeerd nie, en dat die wetenskaplike kan erken dat 'n menslike traan meer beteken as 'n soutoplossing, en dat die mystikus kan erken dat jou motor wel petrol nodig het, selfs al is die wêreld 'n droom. Uiteindelik is die vraag nie of die wêreld 'n illusie is nie, maar watter soort mense ons binne daardie illusie is. En miskien is dit die een werklikheid wat werklik saak maak. Dat ek die ander mens sal ontmoet deur die wyse waarop hy of sy oor die lewe dink as 'n interessante variasie op die tema te geniet. En telkens opnuut te besef dat mense se breine nie eenders werk nie en nooit sal nie. En dis goed so. 'n smartie boksie het al die skakerings nodig. En Renaissans is 'n smartie boksie. En dit is baie goed so. Dit was vandag my storie.
Sal ons vir 'n paar minute op hierdie lenteoggend nog so 'n bietjie die sonskyn gaan geniet en in mekaar se oë kyk, lekker koffie proe en kuier. En die van julle wat nie kan nie, dis jammer, maar ons verstaan. Mag julle almal se dag en week mooi wees. Mag dit staan in die teken van iets nuuts, van iets wat bloei, van môre af op die 1 September. Dan mag jy 'n gelukkige mens wees, want dis iets wat ons almal so graag wil wees en ek gun dit vir elkeen van julle, dat jy diep gelukkig sal wees. Kom ons luister na die uitspeel. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.